Goeiemôre broeders en susters en kinders. Van die kerkraad se tafel net die volgende afkondigings. Ons het attestate ontvang van die NG Kerk in Wierda Park, broeder Wikus van der Merwe. Dan die katekisasie vanoggend na die erediens, natuurlik les 8, voorskool en laerskoolkinders en hoërskoolkinders na die oggend erediens. Welkom nuwe intrekkers en besoekers. Nuwe intrekkers, ontmoet asseblief die ouderling na die diens hier voor die preekstoel om lidmaat besonderhede dan deur te gee. Dis ouderling William Spencer wat hier, dink hy sit gewoonlik daar agter daar sit hy. Baie dankie William, hy sal hier voor wees. En dan baie dankie ook aan almal wat die Susters se fondsinsamelingsprojek 'n groot sukses gemaak het. Dan wat die kollektes betref, ten slotte, tydens die diens is vir barmhartigheid en dan by die deure is vir Expando, dit is vir kerkgroei debutate. Baie dankie. Vervolgens het ons voorsang, ons toetrede lied 159 vers 1. Ons doen dit sittende. Broeders en susters en kinders, die ontmoeting met die Here wat 'n groot genade is, gaan nou begin. En daarom sê ons as nietige mense die volgende woorde saam in ons harte. Die wat op die Here vertrou, is soos die Sionsberg wat nooit vergaan nie, wat altyd vas bly staan. En soos die berge Jerusalem van alle kante af beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Kom ons bid nou om die seën van die Here. O Vader, laat u liefde ons lei. U seën staan ons genadig by. O Gees, stuur u vertroosting neer. Drie-enige God, ons sing u die eer. Amen. Ons loflied, skrifberuiming 7:2, verse 1 en 2, sonder dat ek dit aankondig.
Kom ons bely nou die volgende woorde saam in die harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die doods opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Vervolgens hou ons die wet aan u voor, broeders en susters en kinders, soos u dit sien daar op die bord ook, uit Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. En ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Vervolgens sing ons Psalm 19, vers 5. Kom ons raak nou stil voor die Here en dan bid ons saam. Die mossie vind 'n huis, o Heer. Die swalkies lê in nessies neer.
En ons vind rus by u altare, waar u vir ons 'n woning maak. En u ons koning ons bewaak. Gedigte Heer, ter leerskare, hoe begeer ons almal om in u paleis te mag wees. Dat ons vanoggend weer vir u altyd deur mag loof en prys. Hemelse Vader, wat verstaan ons daarvan om elke keer weer in gebed tot u kan kom? Ja, omdat ons hier teenwoordig is en omdat ons dit van harte glo. Omdat ons dit ook elke dag belewe. Omdat feesgenot ook weer vandag by ons is. Dat ons dit deel maak van ons lewe elke dag. Omdat ons in u bly is. En omdat u lig in hierdie wêreld aangebreek het. En dat daardie lig nog steeds so helder brand in ons harte. In die harte van u verbondskinders, maar ook reg oor die hele wêreld. Vader, in stilte kom ons saam, om te kan hoor wat u praat met ons, hier waar ons saam is. Ons dankie vir Dominee Dirk, wat vir ons hierdie preek voorberei het, selfs ook die hele liturgie. Ons bid dat u met hom en sy gesin sal wees, sodat hulle weer aanstonds by ons sal aansluit. En daarom bid ons ook dat u hierdie erediens, dat u dit in u hand sal vashou, en u ook ons erediens skulde sal vergewe, en ja, ook elkeen van ons 'n skuld daarmee saam. Gee ons in hierdie erediens, Vader, 'n konsentrasie vermoë, maar ook die weelde van die klanke van musiek en u evangelie, sodat dit ons in ons harte kan wegbêre. Dit, o Vader, vra ons in Christus naam. En Here, hoor hierdie kinderlike gebed van ons, onder leiding van die Heilige Gees. Amen. As voorbereiding tot die preek, broeders en susters, ons gaan lees vanoggend uit Romeine 8 vers 33 tot vers 39, gaan ons sing Psalm 119 vers 26. Romeine 8 verse 31 tot 39. Wat nou is die gevolgtrekking van al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry.
Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of die swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van Christus skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Dit is dan ook ons fokusverse 37 tot 39, ek lees dit weer. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons lief is. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, toe hierdie gedeelte geskryf is in Romeine, was keiser Nero aan bewind. Nou ons weet al dat Nero was baie bekend vir sy wrede hantering van mense, veral die Christene van daardie tyd. En wat hom baie kwaad gemaak het, is dat hulle hom nie as keiser wou aanbid nie. Eerder 'n Jood genaamd Jesus. En Nero kon dit nie verstaan nie, want minder as 30 jaar gelede het sy eie mense hierdie Jesus laat kruisig. En nou aanbid hulle hom as 'n God. Maar ten minste verskaf hierdie teregstelling van die Christene sy volk so 'n stukkie van vermaak. Nou dis onder sy regering en in hierdie omstandighede dat Paulus hierdie brief aan die kinders van God en ook aan my en jou skrywe. Selfs onder hierdie omstandighede het die evangelie versprei. Maar die Christene moes dit in die geheim doen, want hulle was bang vir vervolging. Hulle sou by 'n huis byeenkom en net die wat die kodewoord ken, sou by die deur ingelaat word. En hierdie kodewoord was iktus. Dis die woord wat gebruik was. Dis 'n Griekse woord wat vis beteken. Maar eintlik is dit maar 'n akroniem wat staan vir Jesu Christus Theo Iou Soter. In Afrikaans beteken dit Jesus Christus, Seun van God, ons verlosser. Nou skryf Paulus hierdie brief aan hulle om hulle te bemoedig, en vir my en jou natuurlik ook, en om hulle voor te berei op sy beplande besoek aan hulle. Dit is egter ons teksgedeelte wat in hulle konteks baie besonder sou wees. Net terwille van die kinders, dat hulle so 'n bietjie kan verstaan, wanneer die troepe onder leiding van een van Nero se generaals teruggekom het na 'n veldslag, is daar groot feeste gehou, waar hulle dan hulle oorwinning gevier het. Hierdie feeste was dan ook beskryf as oorwinningsfeeste. Die keiser sou voor hulle uitloop, en dan die suksesvolle generaal volg hom dan agter op sy perd. En hy en sy troepe ontvang die eer van die skare aan weerskante, en agter hulle sou die kruisgevangenes daar aanstap. En die volk het dan hierdie oorwinning van die generaal gevier. Hierdie teksgedeelte van ons is juis in die vorm van 'n oorwinningslied geskrywe, wat dan tipies sou pas by so 'n triomftog. Toesprake wat na so militêre oorwinnings dan in die Romeinse Senaat, wat ons sal noem die parlement, gehou is, het dikwels daarna verwys dat hierdie of daardie vyand nie meer 'n gevaar is nie, veral nie vir die Romeinse ryk nie. Paulus sluit nou sy oorwinningslied juis by hierdie gebruik aan. Hy beklemtoon juis dat niks, geen vyand,
jou van die liefde van God kan skei nie. Hierdie triomftog in Paulus se skrywe word egter ook deur 'n hofgeding vooraf gegaan. Elkeen van ons wat hier sit, weet presies hoe dit in 'n hof werk, né? Daar is 'n aanklaer, daar is 'n verdediger, 'n regter, en dan afhangende van die regstelsel is daar ook 'n jury. En ons vertrou op hierdie stelsel om 'n regverdige hofsaak te verseker. En in baie van hierdie stories wat ons gereeld sien op televisie en so, is die held ook dan die advokaat wat sy kliënt suksesvol verdedig. Nou, in hierdie geleesde gedeelte gebruik Paulus ook beelde wat uit die regspraak kom. En daarmee wil hy vir my en vir ons en ook vir die gemeente in Rome bemoedig. Want dit is beelde wat hierdie gemeente verstaan het. Want hulle lewe was voortdurend in gevaar. Hulle was vervolg en hulle was vreesbevange. Nou, nadat hy hulle in die vorige gedeelte vertel het dat God hulle uitverkies het, stel hy hulle verder gerus. Hulle hoef nie te soek vir 'n heldeadvokaat om hulle saak te behartig nie. God sal as advokaat optree, want God is vir hulle. En in die teksgedeelte kom dit egter ook duidelik na vore dat hierdie regsaak nie sommer enige regsaak is nie. God is nie net ons voorspraak nie, maar dit is ook hy wat ons vryspreek. God is dus tegelyk advokaat en regter. Wie kan dus die uitverkorenes van God aankla? En wie kan ons veroordeel? Die antwoord is eenvoudig, broeders en susters en kinders, niemand kan nie. Behalwe God self. En God spreek ons vry. Ons regsaak is dus veilig, en in die lig van hierdie heerlikheid van God wat hy vir ons bestem het, verdwyn ons teestanders se aanklagte teen ons soos mis voor die son. Ek en jy is vrygespreek. Hoor ons dit vanoggend weer. Jy is vry. Daar is niks of niemand wat jou kan aankla nie. Want die aanklaers word meegevoer in hierdie triomftog van Christus. Maar broeders en susters, tog lewe ek en jy nog steeds as veroordeeldes. Ons is veroordeel en gevange geneem deur vrees. Ja, vrees. Vrees vir ons omstandighede elke dag. Vrees omdat ek en jy soms voel, ons is nie veilig in ons eie land nie. Word ek en jy dalk gevange gehou as gevolg van skuldgevoelens. Word ek en jy gevange gehou as gevolg van seer van die wêreld. Weet jy, ons oortuig ons later self dat dit God is wat ons deur beproewing straf. Maar ons vergeet dat God het oorwin en dat ons meer as oorwinnaars in die geloof is. Dat dit die gevangenis is wat tot niet gemaak word, maar dat ek nie net as 'n oorwinnaar nie, maar ook as kind van die koning deel het aan hierdie oorwinning. En dit is juist binne hierdie konteks dat Paulus juist kan skrywe, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief is. Paulus skryf die brief redelik naby aan die einde van sy lewe. Ons moet onthou, teen daardie tyd het hy al soveel leed, soveel hartseer, pyn en vernedering moes deurmaak in sy lewe. Hy was al selfs verskeie kere in die tronk. Maar wat doen Paulus met die feit dat hy al hierdie dinge deurleef het? Hy roem nie aan homself nie. Hy prys nie homself nie, omdat hy die oorwinning behaal het nie. Nee, hy gee die lof en die eer alleen aan God, aan die liefde van God wat ons elkeen het. En hierdie liefde begin ons eers verstaan in Jesus se offerdood aan die kruis op Golgotha. Die gemeente in Rome het geleef in 'n samelewing wat gekenmerk is deur die Griekse filosofie en die Romeinse vele godedom. Daar was nie sprake van 'n persoonlike betrokkenheid van 'n God nie. En nou kom Paulus en hy verkondig hierdie bevrydende waarheid,
dat niks ons van die liefde van God kan skei nie. Hierdie persoonlike betrokkenheid word nêrens beter gewys juis as in Christus se kruisdood nie. En dit is waar ek en jy juist nou begin verstaan dat God nie 'n God van simpatie is nie, maar dat hy 'n God van empatie is. God voel presies wat jy voel. En dan sê ons vir onsself, hoe is dit moontlik? Omdat Jesus Christus al hierdie dinge voor ons reeds beleef het. Daarom, geliefdes, voel jy verwerp en ongelief? Sy eie mense het met klippe hom uit die dorp uit weggejaag, soos 'n hond. Hy het alleen tussen hemel en aarde gehang, God verlate sonder sy Vader. Worstel jy vanoggend in jou hart? Jesus het bloed gesweet. Gesweet van bekommernis en worsteling met die taak wat aan hom opgelê is. Is daar mense wat jou teleurstel en jou in die rug steek dalk? By die skool, by jou werk? Petrus het Jesus 3 keer verraai. Worstel jy met die verlies van 'n geliefde? Jesus het met Lazarus bitterlik gehuil. Hy het sy ma by die kruis moes groet. Is jy bang vir die dood? Jesus het voor jou deur daardie groot poort gestap. Liewe kind van God, Jesus stap voor ons in elke feitelike moontlike saak wat ek en jy elke dag moet hanteer. Hy stap nie net voor as iemand wat hierdie dinge beleef het nie, hy stap voor as 'n oorwinnaar en as 'n koning, en in hom is ons meer as oorwinnaars. God kom nie meer gee as wat hy in Christus gegee het nie. Hy kon dit nie meer doen nie. Dit is eers wanneer ons eie lyding sien teen die agtergrond van Christus se oorwinning en God se liefde, dat ek en jy kan begin verstaan dat niks van hierdie lyding kan ons van Christus skei nie. Geen aanklag, geen aanslag is in staat om ons status as oorwinnaars in Christus te verander nie. Die woord wat Paulus in hierdie oorwinning gebruik is 'n woord wat nêrens anders in die Testament voorkom, die Nuwe Testament voorkom nie. Hy stel dit in die oortreffende trap, naamlik jy en ek is meer as oorwinnaars. En hierdie oorwinning bestaan daarin dat die band waarmee ek en jy aan Christus gebind is, nie verbreek kan word deur die swaar kry in jou elke dag se lewenswerk nie. Hierdie band groei en triomfeer juis deur die swaar kry wat ek en jy elke dag beleef. Die oorwinning bestaan nie ondanks ons swaar kry nie, maar dit bestaan daarin. Sonder die swaar kry sal die oorwinning sy betekenis heeltemal verloor. Maar ek en jy moet dan nie die fout maak om te dink dat dit ons toedoen is wat aan ons hierdie oorwinning oorhandig word nie. Sou ons so dink, dan maak ons 'n paar foute. Eerstens, dink ons dan dat die oorwinning 'n toekomsverwagting is, iets wat ons kan behaal as ons lank genoeg hard probeer daarvoor. Hierdie is inderdaad een van die mees menslike foute wat gemaak word. 'n Mens wil mos altyd self 'n aandeel in jou eie redding hê, iets waarop jy jouself kan roem. Maar Paulus sê ons is reeds meer as oorwinnaars. Voordat ek en jy iets kon doen waarvoor ons onsself op die skouer kan klop, het God reeds aan die oorwinning aan ons geskenk. En tweedens maak ons baie keer die fout om te dink dat as ons lank genoeg kan uithou en standvastig bly, ons die oorwinning sal behaal. Ons moet hierdie oorwinningsfees nie sien as 'n eenmalige gebeurtenis nie, broers en susters. Ek en jy moet verstaan dat dit 'n nuwe lewenswyse is. Want as ons leef soos mense wat reeds oorwinnaars is, hoe kan ek en jy nou moedeloos word? En as ek en jy weet dat ons van die liefde van Christus nie geskei kan word nie, moet hierdie liefde mos nou in ons lewe tot sigbaar kom. Die mense moet dit kan sien. Die sekerheid van hierdie oorwinning bereik jy se hoogtepunt wanneer Paulus sê,
Hiervan is ek oortuig, en dan 'n reeks magte en kragte noem wat ons nie van die liefde van God kan skei nie. Nie die menslike of die bo-menslike kan ons van die liefde van Christus skei nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Christene moet noodwendig in die voetspore van Christus wandel. Omdat ons in hom ingelyf is ons ook burgers van 'n ander koninkryk as die aardse. Ons hart en ons verlange moet wees na die hemelse, na ons ware tuiste. En dit is waarom Petrus ons ook vreemdelinge en bywoners noem, hier op hierdie aarde. Eintlik behoort ons nie op hierdie aarde te wees nie. Maar God het ons daartoe geroep om getuies te wees van hierdie evangelie. Ons harte verlang na die ewigheid sonder sonde. Maar nou is ons geroep om as oorwinnaars van die sonde op aarde te getuig van God se genade. En natuurlik gaan dit nie sonder lyding nie. Wanneer ons in hierdie sondebelaaide wêreld Christus se oorwinning kan verkondig nie. Om hierdie boodskap werklik waar te leef, gaan lyding tot gevolg hê. Om te dink dat Christene 'n rooskleurige lewe op aarde moet lewe op grond van Christus se belofte en sy offer, is om te reken dat die evangelie vir die wêreld aanvaarbaar is. Dit is om te dink dat die Satan nie 'n brullende leeu is op soek na iets om te verslind nie. Dis om te ontken ons lyding as deel van die gelowige se lewe, dan ontken ons die waarheid. Broeders en susters, so gaan ons lyding nie noodwendig minder word nie. Mense gaan nog steeds aanklagte teen jou en my inbring. Mense gaan ons op mensgemaakte kriteria beoordeel. En daarom dat Paulus ook aanhaal dat ons so slagskape behandel sal word. Maar in konteks van Christus se oorwinning sien ons die ewigheid nou reeds. En ons lyding sien ons as juis as 'n bevestiging van ons kindskap en navolging van Christus. Dit is juis hierin wat ons die troos weer vind vanmôre, dat niks, maar niks, absoluut niks, ons van die liefde van Christus Jesus kan skei nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons loof en prys U dat U ons lofliedere gehoor het en dat elke woord daarvan waar is. Ontvang dan ons erediens en ons lied as 'n gebed van elkeen se harte aan die begin van hierdie nuwe week, maar ook elke dag van ons lewe. Leer ons om te buig voor U heilige evangelie. Vader, bewaar ons van die haat en die hoon wat al hoe meer teen U kinders opgestapel word. Vader, ons elkeen staan met gemengde gevoelens aan die begin van elke nuwe lewe, elke week. 'n Week met so baie verwagtinge. Ja, elkeen van ons het kommer, ons selfs terneergedrukkendheid weens omstandighede. Ons is so besig met ons kinders, met die skole, met ellelange vergaderings en beplannings, siektes, hospitale, armoede en dinge wat soms so onbelangrik lyk. Ons bid U dat U woord wat ons vanoggend gehoor het in ons harte vasgelê sal word. En dat ons weer eens sal besef dat ons elke dag vas in U Vaderhand lê. Dat U vir ons voorsien. U loop elke dag voor ons uit. En U woord is 'n lig op ons pad. Here Vader, vergewe ons klein geloof.
Leer ons om doelbewus en sonder omkyk na waar u woord gesaai word, mekaar sal bemoedig en lofliedere sal sing. Ja, want u hou u kinders in u hand vas en u sal ons nooit laat los nie. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gee nou vir die diakens geleentheid om die dankoffers bymekaar te maak. Dankie. Ons slotsang, skrifberuiming 1, 5 en 6. Kom ons bid om die seën van die Here. Laat Heer u seën op ons daal. U guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel en dit geskied. Wil Heer u seën oor ons gebied.